Goeiemôre. Dis nou so 8:15 in die oggend hier in Mariental. Dis al vrek warm. Die sonnetjie is al uit daar. Dis warm hier so jong. Ons sweet al hier. Ek wil nou gou hierdie besigheid probeer. Ndapamekwa. Dit kom van Ongwediva af. En dis lyk my ook 'n echt Namibiese produk. Nou dit is 'n ginger turmeric juice. Ek gaan hom nou so op my nigtermaag probeer en kyk wat gebeur. Oek, lyk my hierdie ding is lewendig hier binnekant. Wat beteken die gogga hier op? O nee, dis maar net die prentjie. Gelukkig as ons seker nie gogga in nie. Oek, mens ruik die gemmer. Dit ruik amper soos gemmerbier wat op steroids is. Ek wil net so slukkie vat, ons hom net try so vroeg in die oggend. Hy brand nogal. Hy het so brand. So gemmerbrand smaak. Ek kan sien hy gemmer en borrie wat daarin is. Borrie gee natuurlik nou die geel. Maar dis nie dat sterk is of enigiets van die aard. Ek weet nie of het gezond is, maar het sal hom seker mense dors les. En ja, kan hom try. As jy nie hou van 'n branderige smaak in jou mond nie, dan sal jy nie daarvan hou nie. Maar as jy lief is vir gemmerbier en gemmer en goed wat met borrie wat borrie in het, dan sal jy daarvan hou. Cheers. Lekker man. Today is our second day in the small town of Mariental in central Namibia. Today is actually the day that we are going to leave the town. But there is one place we need to stop before taking the road. Toe ons onlangs deur Okahanja gery het, effens noord van Windhoek, het ek Bakkery Dekker gaan uitsoek. Bakkery Dekker was altyd bekend vir die lekkerste vleispastytjies in Namibië. Die mense daar het vir my gesê dat hulle vleispastytjies ook verkoop word in Mariental. And of course, we will leave no stone unturned to find the best food in Namibia. To visit Mariental's bakery, you take Van Niekerk Street over the railway lines. That is the only road that goes over the railway tracks from the living part of town into the business part of town. Then you take a left into Hendrik Witbooi, and before you reach the end of the block on your right hand side, you will see Mariental Bakery. When we visited, there was not much of a sign. Het lijkt lekker vast. Waar is het? Ik wil lekker oliebollen. Ons moet gaan dit krijgen. En so vat ons die pad na die suide in die rigting van Keetmanshoop.
Maar voor ons Keetmanshoop bereik, is daar nog 'n paar ander plekke wat ons ook moet besoek. Goed, ons ry nou hier tussen Mariental en Gibeon. Ons is nou op pad Keetmans toe. En ons het nou daai paar goedjies daar by die bakkery gekoop daar by Mariental. En ek wil nou gou hierdie hertsoggie. Hy is so sag, hy breek sommer. Hierdie hertsoggie wil ek nou proe van hulle, van die bakkery in Mariental. Maar die stukkie wat ek nou wil gevat het sommer gebreek, so sag is hy. A hertsoggie is a small cake containing coconut and jam. Ja, hoor jy, dis pyk. Die klapper is nie so sterk nie. Maar jy proe dit. En die konfyt, daar's genoeg konfyt in. En mense is geneig om te sê die klapper is te erg of die ding is te droog of so. Maar die hertsoggie is net nie droog hier hoor. Hy is so sag, nee. Ek kry hom nie eens amper nie eens opgetel. Kyk hy mooi konfyt daar. Ons het die enetjie nou deurgesny dat 'n mens kan sien. En hy is lieflik sag. Jogg, die pad is so sleg hier tussen Mariental en Gibeon. Hy maak sulke dips en dan hop jou waantjie elke keer as jy deur die dip gaan. Maar kyk nou net daai mooi konfyt daarso. Jogg, nou lieflik hoor. Net gou weer 'n happie vat. Maar ja, weet jy, dis een van die lekkerste hertsoggies wat ek nog ooit geëet het. En dit is net omdat hy nie so droog is nie. Maar baie van die goed is geneig om oud en droog te wees. Hier is meer soos 'n stukkie koek as soos 'n hertsoggie. Ek weet nie hoe kry dit so sag nie. Kyk, daar is 'n perd langs die pad. Driving through Namibia, you need to be quite fast to see all the animals. The animals are everywhere. And please be attentive to the road, because the animals can also be in the road. We are still heading south on the B1 in the direction of Keetmanshoop. A short distance further, we are taking a left turn. Always remember the golden rule of traveling in Namibia. Never travel alone, because you need someone to open the gates. Ek het eers agterna besef ons kon eintlik van die ander kant af ingery het sonder om deur 'n hek te ry. Indien jy wel hierdie hek gebruik, oppas net langs die hek is daar 'n groot gat en jy moet baie mooi mik om daar deur te ry. Ons is nou hier by Gibeon stasie, waar die ou stasie geboue is. Ek dink die trein stop meer hier nie. Die plekke is verlate en bouvallig. Hier is die ou watertank. Daar is seker 'n huis waar die stasiemeester of iemand gebly het, aan die ander kant. In sy heyday was dit seker 'n hoogtepunt van iemand se treinreis na Windhoek. Dit moes seker 'n plek gewees het waar mense gestop het vir 'n koeldrank, waar die stoomtrein gestop het om water in te tap. Alles nou verlate.
Nou hier by die stasiegeboue is grafte. Dis ou Commonwealth graves noem hulle dit. So ons kyk gou wat daar aangaan. Für Kaiser und Reich. Gevecht bei Gibeon, 27 April 1915. Verwundet und in Kranzplatz gestorben. So hierdie ou hy's gewond hier by Gibeon en hy is toe doods by Kranzplatz. En toe is hy hier begrawe. Pieter Kriel, Pieter Rebyn. Dit lyk my dis meer mense as een. Volgens hierdie goed is dit 'n paar mense wat hier begrawe is in die graf. Hierdie 1915 was toe Suid-Afrika op daai stadium vir die Unie, wat die Unie van Suid-Afrika was, het op daai stadium vir Duits-Wes-Afrika ingeval en dit vir Engeland verower. En hierdie was van die Duitse troepe wat daar oorlede is. Die graf staan so in die hoekie. Ek weet nie of die graf te onder is nie. Ook op die oop stukkie nie, ek twyfel. En dan kan, as mense nou hierdie kant toe kyk, hier is nou 'n klompie grafte van ook mense wat in ook 27 April 1915 gesterf het. So 27 April 1915 moes hier waarskynlik 'n veldslag gewees het hier by Gibeon. Ek is nou nie seker van die geskiedenis nie, ek kan dit 'n bietjie navolg. Hierdie was almal manne wat so 9 plus 15, hulle was almal so 24 jaar oud gewees, 25 jaar oud in hulle 20's. So dis Duitse soldate wat hier gesterf het. Hierso is ook 27 April 1915 für Kaiser Reich Gefallenen. En daar is ook 'n klompie name van mense. Dit is interessant. Ek sien dat hierdie kruise het agterna opgesit, lyk dit my. Want daai was die name, daai is die name wat hier op hierdie kruise hieronder is. Dit is nogal interessant. En hier sit ons nou weer met een wat 1917 oorlede is. Griesel, ek wonder hoekom hy nou 1917, want hierdie ander is ook 27 April 1915. Maar hierdie goed was Suid-Afrikaanse troepe gewees. Hierdie grafte. So dit is Suid-Afrikaners wat oorlede is, wat teen die Duitsers kon veg het. Fletcher, Hill. Dis die mense wat saam met Louis Botha aangeval het in Duits-Wes op daai stadium. Mense kan die springbokkie sien op die grafstene. Hierdie was nou een van die Natal Light Horse Brigade. Nou 'n hele paar van die grafte is die Natal Light Horse Brigade. Die Natal Light Horse Brigade was een van die afdelings gewees van daai weermag wat hier ingeval het. Hierdie is almal Suid-Afrikaanse troepe wat hier lê. En die mense kan hier sien op die grafte, eendrag maak mag. Nou hier af, lê er nog Suid-Afrikaanse troepe. En lyk my dit op die slag van Gibeon was waarskynlik die 27 April 1915 gewees. Kyk gou wat hier nog is. Hierdie was nou iemand anders wat in 1929 oorlede is. Dit was nie deel van die oorlog nie. En dan hier is nou nog grafte.
Hierdie ander grafte aan die kant was van 1905. Hierdie is nou 13/11/1905. Daar's 25 Augustus 1905. Nou hierdie was mense wat dood is in die opstande wat op daai stadium was. Die Nama en hierdie was waarskynlik die Nama opstande, want hierdie is Nama gebied. Gibeon is Nama gebied. So hierdie was die Nama opstande gewees, en dit was in 1905 gewees. En hierdie mense is mense wat oorlede is in daardie opstande. Hierdie is ook allemaal Duitse name: Stubenrauch, Lang, Eckertsberger, Ludwig Neff, Heiden. Hierdie Adolf Becker is weer 'n graf van 21 April 1915. Dit was weer deel van die Suid-Afrikaanse grafte, of van die Duitsers wat teen die Suid-Afrikaners geveg het. Maar daai is allemaal ook 1905 en 1906. En dit was in die opstande van die Namas gewees, wat hier in die area plaasgevind het teen die Duitse oorheersing. Op daai stadium het die Duitsers moes nou vir Duits-Wes-Afrika regeer. En hulle het ook seker nie gespeel met die inheemse mense nie. Die ding is met hierdie geskiedenis en hierdie soos grafte in die klas goed. 'n Mens moet onthou, jy moet die ander ou se kant ook insien. Maar dit is goed dat die goed bewaar word, want daar's mos nou twee kante aan 'n saak. En dis wonderlik dat hierdie goed nog behoue bly vir die nageslag. Ek gaan nou hier soos die reisigers van ouds 'n vleispastytjie hier op die stasie eet by Gibeon. Nou, die vleispastytjie het ek gekoop in Mariental by die bakkery. Ek wil gou vir julle wys hoe lyk dit. Dink jy hoe baie mense het hier elke vleispastytjie gekoop op pad op hulle treinreis. So, lieflike vleis, lieflike deeg. Die deeg is lieflik. Baie lekker. Ons proe gou hierso. Die deeg verkrummel sommer so in jou mond. Vleispastytjie is lekker vars. Lekker vleis daarin. Wat 'n voorreg om hier te kan staan.
Mense sal my vra, hoekom besoek jy hierdie ou plekke? Hier is niks. Kyk hoe lyk die plek. Hierdie plekke is nog gebou deur mense wat omgegee het wat hulle doen. Die plekke is gebou deur mense wat kon bou. Hierdie huise is seker al amper 100 jaar oud. En die goed staan nog steeds hier. Baie huise wat deesdae gebou word, sal nie eens 20 of 30 jaar hou nie. Die goed kraak uit mekaar uit. Die goed is nog gebou om te hou. If you do enjoy our videos, please press like, subscribe, and share the channel with your friends. Remember to press the bell icon so that you get regular updates. Onthou asseblief as jy reeds gesubscribe het op die kanaal, moenie weer subscribe druk nie, want dan unsubscribe jy. Ek wil graag ook hierdie kans gebruik om vir baie dankie te sê vir al die ondersteuning. Dankie dat jy Reispret kyk. Thank you very much for all your support. It looks like YouTube is opening up our channel for automatic dubbing. So in the near future we might have our programs in a lot of different languages. So you could share it with your friends across the world. We hope to have it available soon in German, maybe Spanish. Wouldn't that be nice? Soos ek vroeër gesê het, ons nie nodig gehad om by die hek in te kom nie, want hier is 'n pad van die ander kant af, van die suidekant af, waarmee jy kan inry. Alhoewel hierdie pad het vir my gelyk asof hier meer eisters en skroewe is en dinge wat vir jou papwiele sal gee. Ons het gelukkig nie papwiele gekry in hierdie gedeelte van die reis nie.